Goeiemiddag allemaal. Soos Flip nou gesê het, ek is Johnny Baartman. Ek is van Oudtshoorn. En ek is so blij dat ek met Coach Freek ontmoet het en wonderlijke man wat die Here opgerig het om deur die land te gaan en mense net deur middel van getuienisse te kan bemoedig. Amen. Die Bybel sê ware getuies red lewens. En as ek nou vanmiddag hier staan, dan staan ek ook maar deur die genade van die Here hierso. Die Bybel sê dat uit genade is julle gered. Nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God. Sodat jy nie kan roem nie. So ek het niks om oor te roem nie. As ek vanmiddag hier staan, dan kan ek vir jou sê, dis genade van God. Van die Here. Toe ek 'n ontmoeting met die Here maak, toe was my lewe nooit weer dieselfde nie. En ek kan net vanmiddag vir die Here die eer, die lof en die aanbidding gee. En daarom kan ek my voete plat op die aarde hou. Omdat ek weet dat dit is net die Here wat my gebring het tot hier toe. 12-jarige ouderdom. Toe ek die pad begin te byster raak. En weet julle waaroor gaan dit? Dit gaan oor my pa het ook vroeg al uit my lewe uitgestap. Hy gaan Kaap toe en hier is ek en ek verlang na vaderlike liefde. En ek het maar by sy ma het ek uitgehou en net dat ek naby hulle moet wees. En eendag het hulle stry, my ouma en my ma het 'n stry aan en ek is daar in die agterjaar en toe ek vorentoe kom, toe kyk en ek kan nou nog hy oë sien van hy vrou om vir my te sê, en jy gaan weg. Wil jou nooit weer sien nie. En ek snap hy prentjie. En hy prentjie het saam met my gegaan. En het bitterheid in my ingebring. Ek het nooit weer, hulle het in dieselfde straat wat ons gebly het hulle gebly. Ek het nooit weer na hy pad afgeloop nie. Ek het aan die kant omgegaan, want ek wil hulle nie meer sien nie. En die vyand kry kans om van daai situasie gebruik te maak. En ek ontmoet verkeerde vriende. En toe ek verkeerde vriende ontmoet, toe beteken het, ek moet nou inwees by hulle. En hulle kon peerpresse op my plaas, groepsdruk. En ek gaan ook nie nou meer skool toe nie. En toe ek nou nie meer skool toe gaan nie, toe hou ek uit op die golf. Almal weet mos nou waar die golf is. En hy tyd toe sit nog die spoilers wat daar is. En ek raak deel van die bende op 'n 12-jarige ouderdom. Raak ek deel van die bende. En ek is elke dag, ek gaan nie skool toe nie, ek gaan golf toe. En my eerste crime, het was nie eens lang daarna nie, toe vang ek my eerste crime. En ek kry 4 houe, hy tyd toe kry jy nog pak. Kry 4 houe. En half en na is daar nie meer keer. En nou, het Johnny, die mense, my familie, wil niks met my te doen hê nie, want Johnny is nou gemors. Kom ek sê so, dit is hoe hulle my genoem het. Baie klein ouderdom. En terwyl ek nou, elke keer as hulle my ma uitnooi na verjaarsdags of aan sê hulle net, die bring nie hy klonk saam nie. Dan ons wil nie om tussen ons kinders hê nie. Dis my eie familie. En ek gaan, my pa het my nou verwerp, my familie verwerp my. En nou gee ek ook nou nie meer om nie. Die ouens aanvaar my. Die bendes aanvaar my. En hulle is lief vir my. En ek gryp hy liefde. Nou by einde van die dag is dit van kwaad tot eerlijke. Ek is nou
op 'n baie jong ouderdom is ek nou elke naweek as ek in die gevangenis. Ek kom die naweek uit, maandag is daar 3-4 wene wat weer kom staan voor my huis. Maar ek het 'n ouma gehad, 'n baie dik vrou. As ek hier so 1 uur, 2 uur, 3 uur in die nag in die huis kom, dik gebatten en hy het toen nog nie gebatten nie, dik gerook. En dan kom sit hy vrou hier op my. En dan bid hy vrou. Ons ken mos nou hy manier wat die ou mense gebid het, ag Hemelse Vader, hier benede by die voetbank. Ja. En hier lê die klomp. Yes. En dan druk sy haar hand die onder die kombers en draai sy die binnebout van my en sê, Here, hier sy, kry hom in die hande. Soggens as ek half en half van die huis af gaan, dan staan ek tussen die ouens met blou boude, wat blauw geknyp is. My vrou het nie opgehou moet bid nie. En ek wil vir u sê, geliewe luisteraar, waar u nou luister, moenie ophou moet bid vir jou kind nie. Yes, swaar. Moenie opgee op jou kind nie. Want ek ken die Here dat hy gee nooit op ons nie. En ek gaan nou van kwaad tot erger. En nou lag ek ook nie meer nie. Die bitterheid die binne my het nou 'n plooi voor my gesig gebring, dat ek lag nou nie meer nie. Ek is net kwaad en ek is vaaglik en mense praat met my en dan gee ek ook sommer nou 'n slegte antwoord en man, ek slaan jou, ek maak jou seer. Dit is wat bitterheid maak. Yes. Die pyn moet verdwyn en die pyn kan nie kom nie, want as ek saans gaan lê, dan voel ek is 'n niksie. Die mense rondom my maak asof ek 'n niks is nie. En baie keer dan skryf ons miskien hierdie bende af, ons skryf die kinders wat daar in die dorp so rande vra, gee ons slegte antwoorde, ons ken nie die omstandighede waardeur hulle gaan nie. Wat het hulle daar laat beland nie? Dit mag miskien wees dat 'n huis binne in hy huis, hy voel nie meer tuis in die huis nie. Hy het nou gevlug en die duiwel sê ook, soos die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek het vir jou rus. Die duiwel sê, kom na my toe. Want hy is 'n mensemoordenaar. Die Bybel sê, hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Hy het geen ander doel nie, hy wil net jou lewe vernietig. Of jy nou op 'n 12-jarige ouderdom is en jy nog maar sommer baie jonk, ek sê vir jou, die duiwel wil jou vernietig. Geliefdes, en ek raak al hoe erger. En nou is ek regtig gemors. Ek het nou geglo wat die mense sê, ek is 'n gemors. En hoe meer jy van iemand sê, hy sê dis daai baie keer aan snou ons kinders vir skrikkelike name toe. En ek het dit ingevat en ek dink, ag man, niemand gee my om nie. Ek mag ook nie saam met die ander kinders mee speel nie. My familie sê, jy speel nie tussen my kind, tussen jou neefies en niggies nie. Want jy kan hulle beïnvloed. En op die einde van die dag is al mense wat my aanvaar het, is op die golf. Daar tussen die bendes. Ek sit nou maar daar en as die manne haar so goed ronde kring sit en haar is elke dag 'n dobbelpoel. Dan sorg ek nou maar, laat ek nou vir die manne, ek is die skinker. Want ek wil inwees. En nou beteken dit, ek bly sommer so in die gevangenis, ek is nooit buite nie, ek bly in die gevangenis. Dis die een aanrandingssaak op die ander aanrandingssaak. In een inbraak op die ander inbraak. En nou beteken dit, nou moet ek my hou asof ek 'n gemors is. En
Ek kyk mense, as ek aan jou gekyk het, dan sê hulle, jare die man kyk mense lelik aan. Yes. Maar weet jy, ek het agtergekom in die tronk en waar jy ook al is met hy vuil kyke wat jy kyk, is eintlik 'n pyn wat jy wegsteek. Ja. Amen. Is 'n pyn wat jy wegsteek. Jy is nie daai mensie. En nou beteken dit, ek raak betrokke en ek raak al hoe dieper betrokke. Ek 2 keer al in die gevangenis het ontsnap ook. Hier is hier, ons ken mos die ou Britannia, die Asstraat. Die ou polisiestasie. My eerste ontsnapping is daar uit. En daai tyd toe sit mos nou nog die kleerlinge en die wit mense. En op die einde van die dag sê die wit mense, ja, hulle kan nie die tronk eet en hulle bou hy nuwe tronk daar. Ja, nie hy tronk, ja, hy polisiestasie bou hulle. Ek het hom eers ingewy. Ek het hom ingewy, want toe hulle my vang, toe moet ek dadelik na huiscelle toe gaan, en huiscelle is van so aard gemaak, dat hulle vir my, wat hulle vir ons sê, julle sal nooit hier uitkom nie. Maar toe ek daar aangaan, toe sê ek, hier gaan ons uit. En op die einde van die dag, ons wat 'n maand om 'n gat daar in die hoek te maak, want een van die manne het uit die vrye lewe uitgekom, en ons vra Sagie, en hy bring die Sagie vir ons. Hy laat hom net vang vir dronk, net om die Sagie te kom afgee. En toe hy die Sagie afgee, toe begin ons na 10, as die polisie die check, ja, as hy checking kom doen, daarvan kom hulle nie weer nie, dan saag ons. Staan op mekaar se skouers. En op die einde van die dag ontsnap ek daar ook uit. En toe ek daar uit ontsnap, toe die hele uitvoering, die helikopters en goeders en almal is hier, hulle is hier agter mense, dis hier 'n lekker prentjie. Want onthou, die word voelvry verklaar. Hulle sê, as hulle jou sien, skiet hulle jou. En jy moet nou vlug. Ek is nou al daar. My maale, toe ek by die huis kom en ek wil, kyk, ek wil nou net 'n stukkie brood hê, toe hulle my sien, toe sê hulle, ja, gaan, nee, hier was net 20 wene. Niemand wil jou hê nie, want die mense is bang vir jou, want jy se voortvlugting. En op die einde van die dag, toe hulle, ons het eintlik, ons wou hulle net gewys het. Ons gaan hier ook uitsnap. Laat een van die polisie so sê, die hele jong, julle gaan sal die sleutelgat gaan, want hulle sal nooit gedink dat ons kan haar uitgaan nie. Maar dit is waar ek nou is. En nou raak ek al hoe erger. Dit was nie lankie, toe word ek verbeteringsskool toegestuur. Want ek moet nou regkom, die magistraat sê, man, ons het nou al alles gedoen, jy het nou al, ek krijg sommer vir dag 6 uur, oor 2 dae krijg ek weer 8 uur, ek krijg nie eens meer serie. Ons moet jou nou wegstuur, en hulle stuur my weg, dis hier in die 70's, stuur hulle my vorm toe, verbeteringsskool toe, daar na Fora toe, en dat die hele landse jong mense wat nie meer, wat die government meer opgegeet is nou daar. En nou is ek 'n vormboy. En daai tyd toe is dit nog 'n eer om 'n vormboy te wees. Want as jy 'n vormboy is, en almal sien jou, jy's 'n kwaai ou. En jy is nou, as jy kom sommer baie vinnig in by die nommer, want jy het 'n vormboy, jy kan jouself verdedig. En jy's full force. Ek het geglo, ek is 'n full force spoiler. Waar kom mense op my nie, by julle huise daai tyd toe sit nog briksies, né? As ek daar kom, dan sit hulle my uit om te sê, nee, jy kan nie inkom nie, want ek keer nou uit plek om.
Ek was baie lief, ek was amper verslaaf aan 'n smokkelhuise rop. Om mense se wyn af te vat. Mense, toes ek echt. Toes ek nou sommer op die onbeskofte, my droom is, ek sit met 'n droom en 'n droom, ek wil eendag, wil ek 'n generaal in die tron wees. My droom is, ek wil aansluit by die gevaarlikste bende. Ek wil nie 26 of 28, ek wil 27 wees. Ek wil bloed kyk. Want dit is hoe ek nou, en ek lag nie, en ek is op pad, want ek moet my nou al voorberei, om die onbeskofte mense wees waar daar kan wees. Dit is my droom. Ek kom maar uit, ek weet, toe ek daar uitkom, ek het 3 jaar het ek deurgebring op die vorm. En daar het ek alles geleer. Jy gaan eers washuis toe en leer om te was. As jy nie wil was, jy kan wat ou wees. Jy gaan washuis toe. Jy gaan stryk en jy gaan klere was. Ja, vanaf kom maar gaan jy kom bys toe. Daar leer jy om 'n kok te word. So hulle berei jou vir alles voor. Maar was iemand wat gesê het, en ek het was 'n huiseboy altyd by die man, meneer Jensen, die Johnson familie. Hulle bly daar aan se Repta. Naweke neem hulle my uit en hulle sê, Johnny, jy is die man wat jy graag nou voorhou nie. Ek dink maar, hoe kan hulle dit sê? Nou, my ouma het my geleer, jy kry nie 'n stukkie brood as jy nie asseblief vra nie. En as jy het kry, dan moet jy nou moet 2 hande vat. En as jy 2 hande vat, dan moet jy sê, dankie ma. En as jy opstaan, dan moet dan zorg maar dat jy sê môre vir almal. Jy sê middag vir almal, jy sê naand vir almal. En daai is die basiese begin, die basiese goed wat, die fondasie wat gelê is. Daarom is dit nodig dat ons regte fondasies by ons kinders lê. Never mind wat hulle gaan word, maar ek sê vir jou, dit kom weer terug. Dit sal saam met jou gaan. Want van 1 tot 7 is die vormingsjare van 'n kind. Jy moet dit al daar kan vaslê. En hulle sê vir my, Johnny, jy is nie die man wat jy jou voorhou nie. Ek sê, hoe kan julle sê ek is nie die man nie? Hulle sê, jy het net 'n mooi manier. Daar is iets baie goed, jy kom met 'n goeie huis. En hulle het my so vertrou, dat hulle kan naweke uitgaan, ek is 'n farmboy. Ek draai kake klere en hulle ken my sommer almal uit. Hulle gaan naweke weg, dan los hulle my alleen in die huis. Sê hulle ons weet, jy sal ontsnap, man. Dan kyk ek aan hulle huis. En hulle het my so vertrou, dat ek dink, as daar my iemand wat my vertrou. Almal skryf my af. Maar die mense skryf my nie af. Die mense maak en sê, as ek daar binne in 'n huis kom en sê hulle, dit is jou huis nie. Jy kan maak en doen wat jy wil. Ek is mos nou 'n servant aan die huis. Ek maak koeie op en ek was die vloere en ek maak die huis aan die kant en allerlei tipe goed en dan werk ek nog in die tuin op. So Vrydag, as ons klaar is en dan weet ek gaan nie terug by die skool toe nie. Ek klim by hom in die kar en haar gaan ons. Die Here is besig om my voor te berei en ek weet nie, ek ken nie die Here nie, want ek moet met die Here niks te doen nie. Want ek is die ou. En op die einde van die dag het dit my bygebly. Kom uit, toe ek uitkom, toe sit maar weer, hier is die ouens. En wat die manne altyd maak is, hulle jaag jou om te kom en half en dan los hulle jou. Dan sê die mamma, sê vir mamma, sy moet vir my kos bring. Sê vir mamma, sy moet my twak bring. Sê vir mamma, maar jy sê nie, sê vir die ouens nie. Want die ouens is met jou niks te doen nie. Die dag toe ek ontslaan word in die vorm, toe ek daar kom by die huis, toe wil hulle nie glo ek is ontslaan nie. Johnny het jy alweer weggehardloop. Dit is hoe hulle my geken het. Het jy alweer weggehardloop? Ek sê, nee maar, ek het nie weggehardloop nie. Ek is ontslaan. En as die lankie, hier is die ouens.
En ek is maar nou sulke vormboy, net so 'n stuk nek en kop en ek kyk hier, jy kom ons fris af en na. En nou is ek sommer gevaarlik. Ek is nie nou meer gevaarlik, ek is gevaarliker. ek het nou diploma gaan haal om beskof te wees. Ja, om beskof te diploma. En ek is reg om te gaan na my droom toe. Nou is ek reg om te gaan na my droom toe. En ons voer oorlog en ek is nou voor in die oorlog. En ek is voor om mense aan te ran, mense liederlik ek was nie baie lief vir steel nie. Maar roof, ek was verslaaf aan roof. Dus ek aan jou kyk en sien ek al klaar wat ek van jou gaan vat. Want dit is hier in my. Mense, en dit het aangegaan. En ek is nou in die tronk. Nou gaan ek nie meer selle toe nie, ek gaan nou tronk toe. En toe ek inkom, dus al die nommers nou so by my, hulle wil my in hulle kan by. Sê nee, wag ouens nou. Jy sluit aan by die nommer, omdat jy baie keer nie jou man kan staan nie, ne? En ek is voluit opgelei en ek weet hoe om achter my graaf te staan, ek weet hoe om myself te verdedig, ek weet hoe om, so ek het nie nou nodig, nou al nodig om in die bende in te gaan, die tronkbende in te gaan. En die Here het 'n plan met my. Jeremia 18:4 sê, dat toe Jeremia kom en hy staan na die eerste, soos my boete net gesê het, die eerste voorwerp het misluk. En ek was regtig 'n mislukking. En toe ek nou daar klaar is en toe stuur hy dag as ek op die slagveld. Ons is twee, ek en my neef, ons is besig om 'n bende, net ons twee, besig om 'n bende te jag. Ek het so 'n bajonet in my hand en hy het 'n panga en ons jag die manne. En daai dag kom haar een van die mooiste vrouens. En ek ken nie haar nie. Ek het ook nie meisie gehad nie, want ek spoeg so mal in hulle gesigte. Ek het mos so hond man. Ja, jy glo, kyk, het jy gehoor hoe sê hulle, het so hond nou, ek was so hond aan 'n ketting. Ek is soos die boelterriers wat hulle hiermee rondloop. Los hulle my, moet jy weet, en verskeer ek jou. En nou beteken het, die meisie sê, nee Johnny, en ek sit my kep op haar kop. En hy tyd toe sit nog die agnaat. En ek vat my agnaat en sit op haar kop. Alles wat ek aan het is gehop. Ek het die agnaat ook gehop, iewers en ek sit die agnaat op haar kop die aand. En die meisie ken nie 'n mooi meisie en ek vra, man mense, wie het die kep van my? En hulle sê, nee, die dame, die kep. En terwyl ek weet nie, ek kan nie eens aanklop nie. Ek weet nie hoe my meisie te vra, ek is net 'n gemors man. En die meisie, was die eerste meisie wat ek nou voel, nee man, maar ja, dat is 'n mooie klemidie, ja, hare en alles. Daar kom amper soos 'n slams uit. En op die einde van die dag sê jy, kom hier so. Ja, ons praat ook so. Jy, kom hier so. Ja, jy, tel jy mos 'n klip op, hy tyd toe tel jy nog 'n klip op, maak jy en dan hardloop jy so hier onder jou in, en dan sê jy, versek, kom ons wy man. Hoorie, ek was daar mense, ek was daar. En nou beteken het, nou beteken het, mense, ek weet nie wat is verliefdheid of wat nie. My hart is te hard, daar is nie plek vir liefde nie. Maar die meisie,
Sy beïndruk my. En die mense in die omgewing, hulle is kwaad vir haar, want waar kan sy so 'n stuk gemors, en sy so 'n mooi vrou, en sy het so 'n ordentlike lewe en allerlei tipe goed, maar die klimmies is besig om aandag te skenk aan my. Ek weet nie die Here dag op my pad gesit nie. En ek wil nou net by haar wees, ek is by die golfers en dan kom ek en sorg, en sy werk, ek werk, hy het sê, die 'n pair werk, 'n man werk nie, man. Ek werk nie, want ek glo nie aan werk nie. Sy werk by infanterie en dan kom sy, moet net sulke stukke kaas en vleis en allerlei tipe goed, en ons kom nou en. Maar die Here is besig met 'n plan. En op die einde van die dag, toe die Here besig is met 'n plan, die Bybel sê hy weet wat sy gedagte aangaande ons koester. Hy het 'n hoopvolle toekoms vir ons. Ten spyte van al die goed wat ek gemaak het die Here nog altyd, en ek kan vir jou sê, my liewe vriend, die Here is lief vir ons. Ten spyte van, as jy nog gaan kyk aan almal wat die Here gevolg het, die Here het mense gaan soek by die op die see. Hy vissermanne, dis geharde manne hy. As hy manne van die strand so aan die see afkom, na 6 maande, dan het hy manne net die see en hulle met die dood in die oë, en dan sê hulle, jy skel soos 'n matroos. So ons kan weet hoe het Petrus hulle, dit was grove manne hy, want as hulle daar ingekom het, dan sypel hulle drinkie. Hulle gaan te kere, maar die Here stel belang in hulle. En dit was die Here se disippels. Die Here het belang gestel aan prostituie, die afgeskryfdes. Wat ons afskryf sien die Here, want die Here sien, hy sien, baie keer sit jy by 'n stuk klip, maar jy sien 'n klipkenner, né? Die Here weet wat binne hy klip is. Want hy is die mense kenner, hy is die harte kenner, hy is die niere toetser. En ek raak verlief op die meisie, en nou is dit die eerste keer wat ek nou liefde vind, en ek weet nie wat om te sê nie, ek sta maar net aan, en staan kwaad, en sê, jong, hou op met die maniere wat jy het, jy blyf altijd kwaad. Jy praat nie so oor liefde, want ek weet nie wat het is nie. Maar die Here is besig om my voor te berei. En ek gaan, sy sê, oké, right Johnny, ek gaan jou nou Kaap toe vat. Ek het mense in die Kaap om my weg te kry in die bendes uit. En ek gaan Kaap toe, en ons bly daar ons bly in Elsies, bly ons. En ek gaan die dag, een dag gaan ek saam met die ou, wat ek, my landlord, hy gaan af na sy bouw toe, en hy sê, Johnny, ga jy saam, ek gaan nie af. Toe daar kom mense, toe sit van my mense, weekend spoilers. Toe sit nou die weekend spoilers, en onmiddellik, Sabela gaat tussen die mannen, en nirgends Sabela, en ek het die boek van die spoiler, en hulle het niks nie, en hulle sien nou sommer my as die skoolmeester. Ek sit hulle in die skool, en ek praat hier, goed wat hulle nog nooit gaan weet, en ek probeer hulle, en nou hoor hulle nog, ek is 'n vormboy, joh. Is 1, 2, 3, toe gaan ek ook nie meer na hy huis toe nie, toe bly ek nie saam met my ouens. En nou bly ons in 'n halfklaar gebouwde huis, en al die gemorste is daar so. Mense gesigte is bond gechap, en kyk jy, dis nou die Kaapse chortjies wat ek nou mee besig is. Wat ek my weer kom kry, toe ek ook op die treintjies. Toe roep ek alweer mense op die treintjies. En ek is net gemors, en hier sien die bendeleier, hy sien, maar hy moet my naby om het, en ek is nou sy regterhand. Ek het toesik gevaarlik. Want ek moet my nou bewys. Mense, en ek raak nou verslaaf aan nie meer aan dagga nie, maar aan buttons. Daai manne my wakker maak,
in die oggende, dan sê hulle Kawe, hulle het nie my naam geken nie. Ek is Kawe. Kawe, hierso. Dan moet ek die pyp vat en dan rook ek half en dan tot vanaand wat ek gaan slaap. Dan jy het sommer 'n lepeltjie wat jy die crème opgooi. En later vat hy goed op nie meer aan my nie, want hoekom, ek is nou gereed om kokaïne hoe is die ding se naam? En die drugs wat ons kry ons die Durban niet, soos die gewone dag nie. Dis Durban poison. Dis 'n drak op hom eie. En ek is die hele dag kyk jy, en toe is ek mos nou, die meerderheid van die mense in die Kaap is plaasmanne. Ja, so. Is plaasmanne en is ook so geneld wat daar so die wêreld so die mekaar maak daar. En ek raak toe, sommer toe is ek nou nie meer 'n gemors nie, toe is ek erger as 'n gemors. Want ek is gevaarlik. Mense, jy moet nie met my speel nie. En die vrou wat ek mee saam is, ek het nou al vergeet. So 6 maande na kom sy haar aan. En nou sit ek haar op die muur, van die plek waar ek by bly. En ek hoor, hulle sê, hulle soek aan Johnny. Maar die manne ken nie my naam nie. Hulle sê, jong, Kawe, die mense soek aan Johnny. Nou kyk ek, waar is hulle? En nou sien ek, dis my meisie wat hier aan my kom soek. En sy vra vir my, ken jy nie vir Johnny nie? Toe sy nek en alles is weg, ek is net so mager droog. Ek is mager ook, mense. Ja, die wange is in. En nou is my ploei nou nog erger. En op die einde van die dag sê ek, liefie, is Johnny die man? Ja, tranen van los, die daar, ja, Johnny, jy. Kokoletje. En sy vat my weg en ons is hier in Stikland, nie Stikland toe nie, ons is Bellville toe. Bellville sy daar ons bly nou in die Bellville sy by haar suster. En daar raak ek weer die mekaar, met nog bendes. En nou, die bendes wat ek mee bezig is bendes wat ek mee saam teen beklei het. Maar hulle het nie nooit my amper half geken nie. En een dag in die Stikland, toe ken hulle my. Hy aanmaak hulle my amper dood. En ek kry dan met die kep en om weg te kom. Net so, naby my dood. Ek het al baie dood in die oor gestaan, maar net so is het. En sy vat my weer verder. Toe ek terugkom Oudtshoorn toe ek weer terug in die bendes. Johnny wil jy nie rechtkom nie. Sy probeer my, om my uit die goedie te kry, maar ek is altyd net daar in. Het is amper soos 'n vag. Jy kan hom nou hier was, as jy hom was, en hy sien 'n modderpoel hardloop hy so toe. En ek is nou by dit. En op die einde van die dag beteken dit, nou wil sy trouwery maak. En ek dink, jenne jong, ek gaan maar hy kans ook vat. Nou jong, ek moet hy kans vat. En ek vat hy kans. Nou het ek 'n verantwoordelikheid, ek moet nog gaan werk. En ek kry 'n werk, en in die tyd wat ek werk, gaan soek ek sommer werk by die spoorweg en ek kom haar in. En toe ek daar inkom, hy tyd toe by die spoorweg, maar net maar nog lekker. Toe ek daar inkom, toe verander my lewe. Ek het so 3 jaar by die spoorweg gewerk, en dan gaan ek looiery toe, en ek gaan soek haar vir my werk. So my selfde dag toe val ek haar in. En toe ek haar aanval, toe verander my lewe heeltemal. Maar ek val weer terug in 'n groep smokkelaars, en haar se al weer 6 maande in die tronk. En nou sit ek hier op George, en terwyl ek op George is, skryf ek vir die bestuurder 'n brief, en ek weet nie hoekom hy my, want dit het nog nooit gebeur nie. Ek skryf hom 'n brief,
En ek sê vir my vrou, kyk jy as jy nou aankom, en dan staan een hele brief en dan knijp je die kind, en as jy die kind knijp en dan huil die kind en julle staan een hele oor my. Die next week toe kom die stasiebevelvoerder en hy vraag wie is Johnny Baartman, en ek sê, hier is het my kos. Hy sê, jong, jy moet die bekostige besigheid los. Jou baas het gebel, hy sê, hy wil jou hê. En ek krijg sommer dadelijk kans om hier af weer terug Oudtshoorn toe te kom. En dis die lankie, ek sien hy dag staan, ek staan na Harresnijd, ek sien haar kom een man aan. Toe is het die receptions, ou wat in die reception werk, en hy kom al my. En terwijl ek haar is, beteken het, ek het so 2 weke haar gewerk weer, ja. En hy het, oubaas het vir my gesê, en hy praat so lekker, hy de handkogena. Jongens, ons praat, jy kom na my toe, jong. Wat een van jou sê, jy se dronk voel. En die 3de week kom hy na my toe, en hy staan daar, en hy sê, kom hy na toe. Hy sê, ek hoor die bly in Kantienstraat. Hy het toe nog Kantienstraat. En daar het ek gepersel in Kantienstraat. Dis my pad, hy. En terwijl ek hy sê, ek gaan jou nou uit, ek sê, maar ek het die blyplekje, man. Hy sê, oké, van vandag af is jy huisbaas. Hy het toe die koöperatie nog huise. En hy sê, hy man wat jy daarmee saamwerk, hy trek haar in. Harteke huis. En daarvan het die Here my lewe gechange. Die Here stuur iemand na my toe wat net met my kom praat. En nou beteken dit, en ek maak 'n ontmoeting met die Here, mense. Ek sê 'n ontmoeting met die Here in jou lewe is nooit weer dieselfde nie. En daarvan het mense net lief vir my geraak. Ek is nou 'n broer, maar ek kan nog nie Afrikaans praat nie. Ek Sabella nog altyd. Nou moet hulle my leer om Afrikaans te praat. En die Here stuur nie sommer enige man na my toe nie. Die Here maak een van die rektors, Errol Porrempoel, hy raak baie lief vir my. En hy sê, kom hier na toe, Johnny. Hy hanteer my nou soos een van sy studente. En hy probeer alles, hy kom al my by die werk en alles, en dan gaan ek en hy nou eers, hy het studies wat hy my gee, en al hy type van goed, en die Here gebruik hy man, om my te bou. En ek sê vir jou, die Here het my lewe kom verander. En hier raak ek nou weer betrokke in die politiek. Hy het tussen die MDN, die Democratic Movement, die UDF, ek is nou op hy strukture. Ek is nou alweer aan. Dis die lankie, toe ek alweer vakbond, man. Ek is nou in sak toe, en ek is nou die chairperson van die branche en allerlei goed in die Here. Ek weet nie, die Here is besig om my voor te berei nie. Want het strijkt op strijkt, en ek is net full force, nou is ek op een ander gebied alweer full force. Ek gee die werkgewers moeilijkheid. Nou by einde van die dag beteken het dat die Here bewerkstellig het so, dat een oggend kom die hoofmenslike hulpbronne, kom en hy roep my. Hy sê, Johnny, ek het nou deur die hele fabriek gekyk. 3 fabrieke gekyk, en ek kry niemand wat saam my kan werk nie. Maar ek sien jy die perfecte persoon. Elke keer steek my hart my kop vast by jou. Ek wil hê, jy moet in die uitsaarbediening kom, maar ek het die geleerdheid nie. Maar die Here het my voorberei. Die Here het my voorberei. Ek sê vir hom, gee my kans, ek is vanmiddag gaan ek terugkom na jou toe. En ek bedank hy selfde dag. As vakbond, en nou is ek aan die company se kant. Ek is nou HR. Ek is HR, ek het nog eens op hoërskool, ek het nie eens hoërskool gesien nie. Ek het eens gaan broodwerk bring by die kloot op hoërskool nie.
En daai is 'n afdeling waar jy moet 'n graad hê. Maar met al die opleidings wat ek gekry het en ek was gereeld in opleidings, vra ek by iemand wat opleiding kom gee het, hoe sien sy my? Ek het nou die diploma en die diploma en die diploma en ek het so lang experience. Ek sê, wat praat jy meneer Baarman? Jy het 'n graad man. Ek sê, jare, 'n graad. En toe verbeel ek my net 'n man van 'n graad. Ek het nou 'n graad. En die Here verander my. En die Here maak vir my 'n deur oop. Niemand kan haar keer nie. En die Here maak vir my so deur oop dat ek 3 bestuurders moet adviseer. Ek is die ou wat die dissipline moet toepas binne 3 fabrieke. Ek is die ou wat moet toesien dat die voorsitters waar mense voorkom, ek moet toesien dat dit 'n regverdige stelsel is. Ek moet CCMA toe gaan en daar moet ek die company gaan verteenwoordig. Johnny die gemors. Die afgeskryfde. Ek het 40 jaar aan gewerk. En die Here het my groot gemaak. En later het die Here my so behaag in my dat ek vandag in die pastoorsbediening is. Kyk daar waarna die Here moet my kom. Hy weet wat sy gedagte hy aangaande jou koester. Ons moenie mense afskryf nie. Baie keer aan sê hulle, Johnny, jy wil nog altyd met die man, sê ek, man, hulle het my nodig. 'n sieke het die dokter nodig. Ek het gesê, gaan nooit weer tronk doen nie. En ek het nie weer tronk toe gegaan nie. Ek het eers mense gaan besoek in die tronk. Die manne roep en sê vir Jonas, sê nee, ek gaan nie weer tronk doen nie. Tot nou onlangs, toe praat die Here met my. En flip maak vir my die deur oop. En sê, kom gaan saam en ek voel nou net anders daaroor. En vandag kan ek met mense praat in die gevangenis. Om vir mense te sê, there's a way out. Want die manne wil ook nie so wees nie. Ek het nou die dag het ek vir een van die manne, oud bendes en tronk bendes gesê, toe sê ek, oh man, hoe gaan jy nie tronk doen nie? Hy sê, wie ek? Ek sê, ons vind maar laat iets, ne? Ons vind maar laat iets dat ons, dat die goed, dat so, jy sê, jy gaan nie weer tronk doen nie, en jy het geslaap vir die nommer, dan skabeng jy die nommer. Hoor jy wat ek sê? So op 'n groot ouderdom. Besef mense eers dat die goed het alles uitgeloop op niks. En die Here is besig om my te seën. Die seën van die Here wat ryk maak is op my lewe. Ek het vanoggend 'n boodskap gepreek daar by die gemeente en ek sê vir mense dat Spreuke sê dat lewe en dood lê in die mag van die tong. Wat sê ons vir ons kinders? Wat sê ons vir ander mense? Die kan seën of die kan vervloek. Want hy negatiewe ding wat gesê was oor my lewe het my gebring waar ek die storie vir u vertel. Net een verkeerde woord wat gesê is en my brein het dit ontvang. Ek het dit gestoor in my onderbewussyn en ek het gehandel volgens daai verkeerde woord. Ons kinders het 'n pa nodig. En ek wil vir papa sê, gaan terug huis toe, man. Amen. Gaan terug na jou kind toe. Daai kind het jou nodig. Ek was 'n produk van 'n pa wat gaan seep koop het. Ons noem het mos pa, hulle gaan seep koop. Ja. Dit is die pyn wat ek moet verduur het en dit het hy pyn, hy verlange, het ek toegemaak met hy ploei wat voor my kop was. Wanneer ek het gesoek na liefde. Is baie mense wat soek na liefde, maar hulle kry dit nie. Daar in die gevangenis, hulle soek na liefde.
Hulle soek na aanvaarding. En ek is bly vir coach wat ons die ondersteuningsgroep gaan oprig. Wanneer jy die tronk het kom, die mense aanvaar jou nie. Yes, absoluut. Diese tronk voel. Diese daai. Ons moet ook uitreik na die mense toe en ons moet hulle aanvaar in die lewe. Sodat ons ook met hulle kan praat, dat ons ook nie met Mr. Jensens kan wees. Om te sê, jy is die man nie. Net die een goeie woord wat hulle vir my gesê het my gedagtegang laat verander, maar om te sê, daar is iets goed in jou door nie. Jy is heeltemal afgeskryf nie. Daar maar mense wat daar maar jou vertrou. En hy mense het my in hulle vertroue geneem, en hy mense het my gelaat goed voel in hulle teenwoordigheid. En is mense wat welgesteld is. So moenie laat ons mense afskryf nie. En die Here het my verander in die Here. Ek kan sê net die Here, uit genade is julle gered. Ek kan nie op my, as julle nou geluister het aan my getuies, dan kan ek nie spog oor myself nie. Dis genade van God. Die Here het sy seun gegee, sodat hy het gekom om te soek en te red. Nie in die sinagoges nie, na die lane toe, na die afgeskryfdes toe, na die tronke toe. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En dit raak al hoe harder hier op my hart, om by die afgeskryfdes uit te kom, om my storie aan hulle te vertel, om vir hulle te sê, ons kan verander. Ontmoeting met die Here in jou lewe is nooit weer dieselfde. En die Here sê 2 Korintiërs 5:17 sê, en as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en kyk, alles het nuut kom word. Amen. En hy tweede voorwerp, want hy het die ander klei gaan haal, hy het weer dieselfde klei gemaak, en hy maak 'n voorwerp wat in die vertoonkamer kan staan. Wat mense kan verbygaan en sê, ja, ek wil ook hy gaan koop, man. Ek wil ook hy oorbelling koop. Ons weet nie waar die oorbelling gegaan het nie. Goud is nie goud, as hy nie gelouter word. En dit is wat my kan dryf om te sê, Johnny, jy kan nie opbou nie. Jy moet aangaan. En nou is ek 'n spoiler. Ek spoil die koninkryk van die duiwel. Ek het nie 'n mooi, ek het nie nou meer, ek moet nou die koninkryk van die duiwel spoil. So ek het nou net 'n ander spoiler geraak. Om daar in die koninkryk in te gaan, en na 'n mok te gaan maak daar binne. Amen. Om vir mense uit die brandende vuur te gaan ruk, om hulle te sê, jy word nie daar nie, kom terug. Hier is die weg, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Amen. Dierbares, maar nogtans, bid vir my. Ek het gebed nodig. Dis die gebed van die regverdige dra krag, man. Ja. En ons kan daarvan gaan van krag tot krag, oorwinning tot oorwinning. En ek weet almal wat nou hier aangeluister het, iewers moet u 'n ontmoeting met die Here kry. Sodat die Here u lewe ook kan verander. As ek kan verander, dan kan die Here jou lewe ook verander. Die Bybel sê, gister, hy's vandag, tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is, die wat afgeskryf is. Moenie laat ons mense afskryf nie. Amen.